Hallo. Hallo, is dit Waldo? Dis hy. Waldo, jy praat met Denver hierso. Ek sien jy het my gesoek. Wanneer? Nou. Van my foon af, hierdie foon. Nee, ek praat so kak man, Waldo, dis die chat bietjie bolspan. Hoe gaan met jou? Goed en jy? Nee, daar's nie vars kakkie. Chom, baie geluk met jou fire water. The girl with the guy and the shit. Chom, baie geluk. Sien jy uit na Jacobs? Verskriklik. That's amazing, Chom. Ons is net so vinnig. Jy's nou in die show. Ek is so bly jy het nie gevloek of fok gesê of ietsie, want ons rekord nou. Maar ons sien verskriklik uit 2 weke van nou af, dan sien ons jou en dan leef ons aan die Weskus. Kan jy kry? Ek kan nie wag nie. Lekker, bra. Porrie wil ook iets sê. Ja, ek kan maar praat. Nou praat maar. Nee, ek het nie veel om te sê nie. Ek nou sê. Dankie Wallace. Bye. Chat a biggie ball, chat a biggie ball, chat a biggie, chat a biggie ball, chat a biggie ball, chat a biggie ball, chat a biggie fucking ball. Lekker boys, lekker porrie. Dis nou dis daai tyd die einde deel van die jaar, die year end tours. Dis wanneer ons nou en die eerste enetjie teen seker die mees positiefste land in die wêreld, Japan. Dit was ongelooflik, baie dankie, hoor. South Africa. Ons respekteer julle dat julle kom speel het. Porrie in tweakers raak die nuwe park. Wat sê vibe? Ons doen nie sleg daar nie. Ons het 'n baie goeie game gehad. Ek dink dit was bevredigend. Is hier bevredigend is die woord wat die akademici gebruik, sal jy verstaan nie. Ons het gedoen wat ons moes. Sulke games is altyd moeilik, Porrie. Speel die jabs goed, dan sê dit so, kyk hoe kak is ons. Speel ons nie goed genoeg nie, is ons kak. Maar wen ons nie ver genoeg, is dit so, ja, maar is net die jabs, sal jy verstaan nie. En julle sal ook nie verstaan nie. En hulle sal ook nie verstaan nie. Eri, amper vergeet ek jou fucking naam. You went all the way from the Wobblies. And you did a lot of stuff for the jabs. Oh yeah, we always knew it was going to be tough playing the Springboks. Doesn't matter where you play them, they just such a quality side, and Rassie's instilled a lot of talent and pride into the Springboks, and I'm still proud of how the Japanese players that perform. There were only a few of them because we're quite a balanced side with a few players from overseas, and yeah, just longing back to the day when I woke up in Cape Town and I looked at Tabletop Mountain, and yeah, I knew I was home and should have stayed there. Ja, maar toe gaan jy Engeland toe. Boys, ek wil net gekom Porrie by die res van die game en ons performance baie goed. Soos ek nou te gereg gesê het, ek dink daar's 'n paar goed wat vir my uitstaan want jy moet maar hierdie goed gebruik om sekere goed te identifiseer, Porrie, en waar ons sterker is as ander goed en iets wat ek opgetel het. Ek dink Malcolm en Jassie as 'n kombinasie. Ons praat altyd oor center kombinasies en losvoorspeler kombinasies, maar hierdie is 'n bietjie van 'n weird een want Melkie is basically soos 'n flank maar net 'n ongelooflike fris een en dan Jassie is 'n masjien. Okay? Die Uppington stoomtrein. Hy het ek dink as 'n kombinasie Porrie, die druk wat hulle op die losbal sit. Ongelooflik. Hulle steel balle soos Syndikaate Toyota steel in Pretoria. Dit is 'n wapen wat ons het. En al steel jy hom nie, en die cleaners kan nie die fokke goed geskuif nie. So hulle maak die bal stadig. Okay. 'n ander ding wat ek opgetel het, boys, wat ek voel melding kort, Porrie, is ons slotpaar. Lotus Groot en Eben. Maar ek praat nou nie van Eben nie, ek praat nou van RG, maar thanks for it anyway. Wat ek agtergekom het van daai manne, kyk hulle is in elk geval Porrie, hulle is so groot. Hulle lyk of hulle in die verkeerde ouderdomsgroep speel, in elk geval. Maar die skills, hierdie kolossale diere wat hier op jou afhardloop en dan hulle daai loopie, daai sagte handjie agter, sagte handjies, Porrie, soos 'n skraal internis, saggies uit is hy agter en dan kan die ander manne in die loop kom en dit skep spasie. Dit is so belangrik vir ons en so goeie wapen wat ons het. En dan, boys, ons hybrid. Porrie. Andre, yes!
te reise. Andrei, boys, daai man het van, Potty, hy het nie net backline moves wat hy nou moet leer nie. Dis nou line staan moves ook. Wat? Ek kan nie wag dat hy 'n bal. Andrei, as jy luister, daar in TV land, as jy ooit op 2 moet spring, dis jou maklikste opsie. Jy vang my vingertjies net, altyd reguit nat, en reg vir dit, en jy mok altyd die eerste een. Maar daai fokker gaan, brie kom, en dan kan jy gaan. Use it, don't use it, sal jy verstaan nie. Nika, how impressed are you with the new systems, the talents, all the stuff that we're mixing it up to keep the other countries and land worried? Yeah, I think Rassie has just, changed the game, and just his ability to constantly stay ahead of, what the other countries are trying to do and catch up. So, it's just wonderful to have him as our head coach. I had, similar players when I was coach. The closest that I had to a hybrid player was Dilem, because, he could cut through a backline and a forward pack like no other. But it's just amazing to see, and hopefully that can continue and take us into the World Cup in 2026. Absoluut. Farkard! Daar's 'n paar manne wat weer eens brilliant gespeel het, Dit maak dit vir ons moeilik. Julle weet die Farkard lese, my hart klop vark as die noodlot tart. So dis die ou wat bietjie moet gaan grou in 'n tight situasie, wat die ekstra myl moet doen en daai bietjie verder gaan. Wat bietjie seerder is die volgende dag, maar hy gee sy beste. 'n Paar manne het vir my baie goed gespeel. 'n Paar manne begin ritme kry. Wilco Louw se 3 was vir my ongelooflik. Jy kan sien hy wil nie net kou nie, hy sluk ook. Moeilik om te stop daar, hoor. Gaan nie gebeur nie. Paar manne wat goed, Jasper Wiese, weer eens genoem. So goeie game saam Malcolm. Jasper het regtig sy hand opgesteek na daai flater met die kielie en hy het teruggekom en hy's dominant. Seker op hierdie stadium die beste agter in die wêreld. Veral as Adi Savia 7 speel en Pieter Steff dit toe is beseer. Maar ons Farkard, boys, jy moet dit gee. Die mannetjie Porrie Sash. Sash het 'n great game gehad. Ek weet nie waar hulle dis die Maradona van die rugby. Ons moet nou obviously dis vroeg daar. Jy weet, moet nou nie die mannetjie te veel, moet hulle nie wind gehad, maar ek dink dit is 'n verskil tussen wind gehad en selfvertroue, en hy moet daai golf ry dit vir hy selfvertroue. Die man is goed, en hy's ons welverdiende Farkard. Dan boys, 2 weke Porrie, 2 weke van nou, waar sit ons? Raai was dit ons 2 weke van nou, waar sit ons? In Hierland. In Hierland. Saam met Castle Lager, the stuff in my glass. By the way, jy weet 'n wombat se drolle is square. No jokes, Google it. 'n Wombat het square drolle. En blykbaar as jy vir hom 'n hele boks M&M's gee, saam met 'n paar emojis, kak hy 'n Rubik's Cube. Maar dis nie confirm nie. Anyway, Porrie, dis nou eers die Franse. Franse is eerste op ons ding, en ek gaan vir jou sê, die manne is gefokus. Hulle het 'n groot revenge op hulle huil nou nog oor verlede week. Hulle het 46 miljoen hoenders geoffer en allerlei goed gedoen, net om seker te maak hulle kan hierdie game wen. Hulle oefen iewers onder die Eiffel Tower in Area 51 in Frankryk onder surveillance en goed. Hulle is ernstig hieroor. Ek voorspel 'n klomp trane wat gaan loop met die anthems en al die goeters, and it's gonna be tough. Jy weet Frankryk, Porrie. Frankryk het 12 tydzones. Maar nie een fokke World Cup nie. Try dit. It's gonna be tough. It's gonna be a biggie. Dis 'n lekker laat een. Pace jouself, boys. Pace jouself. Vreet tussenin. Billies, chippies. Dalk vang jy hier 'n lekker salty crack met 'n bietjie kaasmeer op wat hulle gekoop het en nie self gemaak het nie, maar pace jouself. En na elke 17de brandewyn, 'n halwe glasie water. Heerlikheid.